Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 3de Oktober 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: plaasaanval by hek boer erg beseer, te Hartswater, Noord-Kaap. Nuushooftrekke vir vandag: Mthethwa se familie glo nie hy het sy eie lewe geneem nie. Plaasaanval op boer by Hartswater is skokkend, erg beseer. PA gaan nie meer die RNE verlaat nie. Invoere van motorbande moet verbied word om poste te beskerm. Protea Dames speel vandag teen Engeland cricket in die toernooi. All Blacks maak verskeie veranderinge aan spanwe teen Aussies gaan uitdraf. Henny Becker, wat op Hartswater in die Noord-Kaap boer, is Saterdag aand by sy plaashek aangeval. Sy vrou was sittend in die bakkie gewees. Blykbaar het hy uitgeklim en die plaashek gaan oopmaak en is deur aanvallers oorrompel. Gelukkig kon sy vrou betyds hulp per selfoon kry. Volgens die polisie weet hulle nie hoekom die boer aangeval was nie. Henny is na die plaaslike hospitaal geneem en behandel vir sy beserings en is tans nog in die hospitaal. Volgens inligting is daar nog geen klagtes deur die gesin by die polisie aanhange gemaak nie. Blykbaar het die Hartswater polisie eers van die aanval te hore op sosiale media gekom. Of het nou nog as 'n plaasaanval bestempel sal word, is nog onduidelik tot die saak eers by die polisie geregistreer is. Henny se vrou is baie erg getraumatiseer deur die aanval op haar man. Die familie is geskok om te hoor van die aanval op Henny en spreek hulle afkeer omtrent hierdie voorval uit. Henny het uit die hospitaal laat weet, hy sal sodra hy die hospitaal ontslaan is, met die media gesels oor die aanval. Die aanvallers is steeds op vrye voet. Die familie van Nathi Mthethwa glo dit nie dat hy homself om die lewe gebring het nie, of daar was tekens van so voornemens dat hy bloot net misgekyk is, wonder sy broer Kolekane. Die koerant het gister die Mthethwa woning in KwaMthethwa buite KwaMbonambi in KwaZulu-Natal besoek. Mthethwa was werklik 'n seun van Suid-Afrika, so sê sy broer Kolekane, 'n oud lid van die weermag. Hy vertel hoe 'n jong Mthethwa eendag laat in die 1980s van Durban af teruggekeer het en vir hulle ouers by die huis gesê het, hy is nou lid van die ANC. Hulle ouers het nie die politiek mooi verstaan nie, maar nietemin tot hulle dood bankvas agter hulle seun gestaan. En al het hy die range in die ANC en regering bestyg, het hy nooit groot kop gekry, sy broer gesê. Die meeste mense vergeet waar hulle vandaan kom, maar nie hy nie. Ek wens meer kan soos hy wees, het Kolekane in die media gesê. Hy het hom skaars by die ANC aangesluit toe hy in boeye geslaan is en na Robben-Eiland gepos is. Hy is in 1990 vrygelaat. Nou berei sy familie voor om finaal te groet. Sommige geliefdes sal binnekort na Frankryk reis om kulturele praktyke daar te gaan uitoefen. Begrafnisreëlings moet egter nog gefinaliseer word. Die polisie in Frankryk werk daaraan om hulle ondersoek af te handel, wat uiteindelik met die nadoodse verslag afgesluit sal word. President Volodymyr Zelensky van die Oekraïne het Europese leiers gister gewaarsku dat onlangse voorvalle van hommeltuie wat die lugruim van lande binnengedring het, wys Rusland wil sy aggressie eskaleer. Europese leiers van bykans 50 lande het gister onder streng veiligheidsmaatreëls by 'n konferensiesentrum in Kopenhagen, Denemarke bymekaar gekom. Die waarneming van hommeltuie in Denemarke, Estland en Pole het vrese vererger dat Rusland se aanval op Oekraïne oor Europa se grense kan versprei. Dit het nooit net oor Oekraïne gegaan nie. Rusland het nog altyd die Weste en Europa as teikens gehad. Europese leiers is gretig om aan Oekraïne se kundigheid te deel in 'n poging om hulle eie vergelding te versterk. Planne word ook bespreek vir 'n muur teen hommeltuie om die gevaar uit Rusland teen te werk. Die PA is nie meer van plan om aan die regering van nasionale eenheid, die RNE en ander koalisies met die ANC te onttrek nie. Guyton McKenzie, PA-leier, het ook nie meer onmiddellike planne om as minister van sport, kuns en kultuur te bedank nie. So het Kenny Kunene, PA-onderleier, in 'n regstreekse uitsending op Facebook aan die PA se ondersteuners bekend gemaak. Die koerant het vroeër berig, die PA is veral omgekrap omdat Dara Morero, burgemeester van Johannesburg, weier om Kunene weer as 'n burgemeesterskomitee lid vir die vervoer in die metro aan te stel. Kunene het uit die pos en as PA-raadslid bedank weens hierdie wat ontstaan het, omdat hy 21 Julie by die huis van die sakeman Katiso KT Molefe in Sandton was, toe die beweerde moord in hegtenis geneem is. Molefe word aangekla van die skietdood in 2022 van oupa John Sefo. Die Suid-Afrikaanse regering moet terwille van werksekerheid in die motorbedryf en die voortbestaan van plaaslike vervaardigers dit oorweeg om 'n verbod op die invoer van motorbande te plaas.
Ons wil in Pakstau, minister van Handel, Nywerheid en Mededinging en die res van die span sê, die tyd het aangebreek dat die departement dapper genoeg moet wees om die invoere van motorbande te verbied. Toe ons infrastruktuur onder druk was en ons staal nodig gehad het, kon ons die uitvoere van skroot vir 'n spesifieke tyd verbied het. Dieselfde is nou nodig met die invoer van motorbande. Die motorbedryf dra meer as 5% tot die bruto binnelandse produkte by, skep bykans 500,000 formele werksgeleenthede en ondersteun sowat 1 miljoen werksgeleenthede. President Donald Trump van Amerika se handelstarief van 30% het reeds in Augustus 'n beduidende impak op Suid-Afrika se uitvoer en ekonomie gehad. Suid-Afrika en Amerika onderhandel tans oor 'n handelsooreenkoms nadat Trump se tariewe van 30% op die invoere van Suid-Afrikaanse goedere op 10 Augustus in werking getree het. Pakstau, minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, lei die samesprekings Amerika namens die Suid-Afrikaanse regering. Die Solidariteitsbeweging het ook 'n afvaardiging na Amerika gestuur om met die Trump-administrasie oor 'n handelsvoorstel te vergader. Die besoek kom te midde van grootskaalse afleggings plaaslik wat duisende lede van Solidariteit sal raak. Die reeksverkragter is aan die kaak gestel nadat DNS om met verskeie onopgeloste verkrachtingssake verbind het. Lwando Sifiso Piquet, wat 33 jaar oud is tot 30 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy voorheen aan verkrachting skuldig bevind is. Die DNS wat hom in die saak geneem is, het hom met onopgeloste sake ook verbind. Volgens die nasionale vervolgingsgesag, die NVG, in die Ooskaap is Piquet met die aanval en verkrachting van nog 9 vroue tussen 14 en 23 jaar oud verbind. Hy het hulle met 'n mes gedreig en na 'n afgeleide gebied gedwing waar hy hulle verkragt, aangerand en ook beroof het. Nadat Piquet weens die reeks verkrachtings aangekla is, het hy uiteindelik in die Hooggeregshof in Oos-London skuld op die aanklagtes bekend. Hy is skuldig bevind op 13 aanklagte, waaronder 8 van verkrachting, 1 van poging tot verkrachting en 4 van roof met verswaarende omstandighede. Hy het die hof gevra om sy skulderkenning as 'n teken van verantwoording en berou te beskou. Die hof het Woensdag sy betoog vir versagtende omstandighede verwerp, waarna hy 'n vonnis van 5 keer lewenslange tronkstraf opgelê is, asook 'n bykomende 95 jaar gevangenisstraf. Belastingverhogings is straks wel teen Februarie Suid-Afrika se nuwe voorland. Dit is tensy die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, die SAID, vinnig sy skuldinvorderings vir die res van die boekjaar kan verbeter. Dit is egter so 10 miljard rand minder as die 49,2 miljard rand wat hy teen die tyd al moes ingevorder het. As hy teiken wou haal om 35 miljard rand ekstra in te vorder, boonbehalwe die geprojekteerde 100 miljard rand vir hierdie jaar. Enoch Godongwana, minister van Finansies, het in Mei se begroting aangedui hy sal belastingverhogings van 20 miljard rand in Februarie 2026 se begroting moet aankondig as hy die regering se boeke wel wil laat klop. Die kommissie se data toon dat kragtariewe sedert 2020 met 68% gestyg het, meer as dubbel die inflasiesyfer van 28% oor dieselfde tydperk. Dr. Gotsiyenso Ramaggopa, minister van Elektrisiteit en Energie, gebruik gereeld 'n groter steekproef deur daarop te wys dat kragtariewe tussen 2007 en 2024 met almintige 937% gestyg het. Tesame met 'n gebrek aan bestendige instandhouding en belegging in infrastrukture bevind Eskom om nou 'n situasie staat maak op stewige tariefverhogings bloot om sy bedrywighede aan die gang te kan hou. Nie al Eskom se kostes is aan inflasie gekoppel nie. Dit kan dalk 3% beloop, maar die maatskappy se opwekkingskoste kan byvoorbeeld 10% wees. Dit moet jou insetkoste dienooreenkomstig aangepas word, het Gotsiyenso gesê. Die veelsidige Protea cricketspeler Marizaan Kaap sal vandag in die Wêreldbeker wedstryd teen Engeland die rekordewenaar vir die meeste eendagwedstryde vir die Suid-Afrikaanse vrouespan. Mignon du Preez is tans met 154 eendagwedstryde die rekordhouer. Haar internasionale loopbaan het van 2007 tot 2022 gestrek. Kappe Boerling van Kibera is ook 'n staatmaker met die kolf en 131 kolfbeurte in eendag cricket het sy 3303 lopies teen 'n gemiddelde van 35 lopies aangeteken. Sy het al 4 keer 'n 100-tal aangeteken met haar hoogste telling 121 onoorwonne lopies wat sy verlede maand teen Pakistan in Lahore geslaan het. Laura Wolfhard, kaptein van die Proteas, hoop sy en haar spanmaats kan hulle deelneem aan die Wêreldbeker toernooi met 'n sege begin. Engeland beklee die 3de plek op die internasionale cricketraad se ranglys vir span in eendag cricket met Suid-Afrika in die 5de plek. Wedstryde vir Suid-Afrika is vandag Suid-Afrika teen Engeland. Op 6 Oktober speel Suid-Afrika teen Nieu-Seeland. Op die 9 Oktober speel Suid-Afrika teen Indië. Op die 13 Oktober speel Suid-Afrika teen Bangladesh.
Op die 17de Oktober is dit Suid-Afrika teen Sri Lanka. Op 21ste Oktober is Suid-Afrika teen Pakistan. En op die 25ste Oktober speel Suid-Afrika teen Australië. Scott Barrett is gister ingesluit vir Nieu-Seeland se rugbykampioenskap kragmeting met Australië in Perth, by die invloedryke kaptein wat terugkeer as een van 6 veranderinge aan 'n span wat deur beserings getuister word. Barrett het die toets weens 'n skouerbesering misgeloop. Met die Bokke 'n punt voor in die 6de en laaste ronde se oorwinning môre deurslaggewend vir Nieu-Seeland, terwyl hy hoop dat Argentinië Suid-Afrika in Londen kan verras. Australië 3 punte agter Nieu-Seeland, het steeds 'n klein kans, maar moet wen en ook dat die Pumas om 'n guns sal kan bewys. Barrett se terugkeer is 'n welkome hupstoot vir die span sonder sy loskakelbroer Beauden Barrett, wat sy skouer in die eerste helfte van Eden Park beseer het. Damian McKenzie sal in sy afwesigheid as spelskepper oorneem met die energieke Cam Roigard wat op skramskakel sal uitdraf. Leroy Carter sal op regtervleuel uitdraf. Quintupia is in die plek van Billy Proctor na buitesenter bevorder, met Jordie Barrett aan sy linkerkant en Will Jordan wat sy 50ste toets op heel agter sal uitdraf. Die slot Will Skelton en die skramskakel Jake Gordon tel onder 5 veranderinge aan Australië se beginspan van môre se toets in Perth. Skelton vervang vir Lukan Salakaia Lotto nadat hy van sy klubdiens in Frankryk teruggekeer het, terwyl Joe Smith afrigter sy voorkeer skramskakel Gordon terugkeer vir sy eerste toets deur die Britse en Ierse leeu's nadat hy van 'n duisspierbesering herstel het. Louis Oosthuizen glo Aldrich Potgieter beskik oor alles wat nodig is om 'n major golftoernooi te wen en is opgewonde om te sien hoe die toekoms van die voormalige lid van sy junior akademie in Mossel Bay sal ontvou. Die goeie ding van Aldrich is dat hy oor alles in die spel beskik wat nodig is om mededingend in major toernooie te wees en dit ook te kan wen. Dit sal uiteindelik net 'n kwessie van tyd wees dat hy moet vind wat die beste vir hom werk om dit te vermag. So glo Oosthuizen wat in 2010 op die einste St Andrews die Britse Ope gewen het. Oosthuizen het wel gewaarsku dat daar voortaan baie druk op Potgieter gelaai sal word. Almal wil hê dat iemand met sy talent dadelik 'n superster sal word, maar dit sal tyd neem, veral in die majors, om sy voete te kan vind. Hy moet deur daardie leerproses gaan. Oosthuizen voeg by dat dit moeilik is om Potgieter met enige iemand anders te vergelyk omdat hy die bal so ver kan slaan. Die Haie sal vanaand met 'n nuwe loskakel en 'n klompie ander skuwe agterlangs in Newport Wallace probeer om 'n wenrekening in die VRK te open. Nadat die Springboks skramskakel Jaden Hendricks teen Glasgow by die nommer 10 try toevertrou is, sal John Smith teen die Dragons met die taak opgestal word om die toukies agterlangs te kan trek. John Plumtree, afrigter van die Haie, het ook besluit om 'n opwindende jong buitesenter, Lorenzo Julius, op die beginspan te bevorder. Die ervare bok Lucanio Am skuif gevolglik na binne senter toe. Wat die agtal betref, het Plumtree gehou by dieselfde voorhoede wat verlede week se wedstryd in Glasgow begin het. Die Haie se span bestaan uit Edel van der Merwe, Pekaso Batley, Lorenzo Julius, Lucanio Am, Christy Grobbelaar, Jean Smith, Jaden Hendricks, Vincent Tsutsuka die kaptein, Emmanuel Tsutsuka, Pepsi Buthelezi, Marvin Orri, Dion Slabbert, Ruan Dreyer, Fesm Bata, Sempiwe Matanzima, plaasvervangers, Edion Swart, Cameron Dawson, Sebo Dlamini Lee, Marvin Masibuko, Batubele Tlekane, Nick Hatton, Ross Brouwer, François Venter en Hakim Kunene. Minka Jansen van Rensburg, wat 20 jaar oud is, die Suid-Afrikaanse swemkampioen van George, wat Down syndroom het nie minder as 7 eerste plekke vir 4 nuwe wêreldrekords op die nasionale kortpad swemkampioenskap in KwaZulu-Natal behaal. Sy is nou die vinnigste swemmer ter wêreld in 8 nommers. In Augustus het Jansen van Rensburg ook skoonskip gemaak by vanjaar se Witris swemkampioenskap mense met intellektuele gestremthede wat in Bangkok, Thailand aangebied is. Bykans 300 swemmers van 43 lande het deelgeneem. Philippe Contepomi, hoofafrigter van Argentinië, het 7 veranderinge aangebring aan die span wat verlede naweek sy rugbykampioenskapstoets teen die Springbokke in Durban begin het. Suid-Afrika het die kragmeting met 67-30 gewen. 4 van die veranderinge is agterlangs aangebring, waarvan die belangrikste een op loskakel is. Die 26-jarige Geronimo Briscantelli, wat slegs in sy tweede toets sal speel, sal die nommer 10 try dra. Santiago Carreras, die loskakel verlede week, sal in Londen heel agter speel. Juan Cruz, Malia skuif van die laaste vesting na linkervleuel in die plek van Matteo Carreras. Hulle is lekker energiek en fisiek, geestelik en op 'n tegniese vlak reg vir die uitdaging. Hoewel Argentinië nie meer die rugbykampioenskap kan wen nie, kan hy die Springbokke se partytjie bederf. Die uitvoerende raad van wêreld rugby het nuwe riglyne vir die werkklas van spelers in elitewedstryde goedgekeur
En die eerste nasiekampioenskap kan nou soos beplan volgende jaar voortgaan. Die riglyne wat deur 'n groep deskundiges vir wêreldrugby aanbeveel is, bepaal dat spelers nie meer as 30 wedstryde in 'n enkele seisoen of in 6 wedstryde agtereenvolgens moet uitdraf nie, asook dat hulle toegewyste afseisoen rustydperk van 5 weke moet hê. Ons hoop dat Unis en reekse mettertyd onderlinge ooreenkomste bereik om die individuele omstandighede van spelers die beste te dien. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. U kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Weerberig vir die streek lyk so: Messina 1724, Polokwane 1121, Lephalale 1530, Mbombela 1319, Mahikeng 1530, Pretoria 1329, Johannesburg 1527, Ermelo 718, Galagadi 1736, Gaborone 1833, Richards Bay 1416, Pietermaritzburg 911, Durban 1315, Port St Johns 1316, Pongola 1417, Maputo 1722, Bethlehem 725, Bloemfontein 927, Allewal Noord 623, Welkom 1330, Vryburg 1334, Kimberley 1029, Appington 1433, Prieska 1130, Springbok 1232, Karasburg 1634, Keetmanshoop 1837, Mariental 2036, Alexanderbaai 1220, Brandvlei 1030, Loederitsbaai 1221, Vredendal 1235, Kaapstad 1125, Sutherland 222, George 917, Jeffreys Bay 1020, Cabarra 719, Graaff-Reinet 26, Kapogalas 13 en 18, De Aar 524, Molteno 217, Beaufort West 524 en laastens Oos-London 8 en 17. Die markte vir die dag, die rand verhandel teen R17.19 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.35, die euro verhandel teen R20.20, die pondse prys is R23.17, 'n yen kos 12 sent, silwer per fyn ons is $47.70 Amerikaanse sent, platinum se prys is $1,590, palladium se prys is $1,270, goud se prys per fyn ons is $3,886, die prys van Brent olie per vat is $65.35 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag, dit is aanvaarbaar om foute te maak, jou grense is belangrik, jy mag oorbegin, doen net jou beste, jy mag nee sê, aangename dag. Dis al vir vandag, onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal, 'n aangename dag en naweek word vir almal toegewens, en baie sterkte vir ons Springbok span.